die Eufrat rivier en die boek Openbaring, deel 122. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana en ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, miskien is Armageddon, so A4, amper 500 bladsye boek, rooi boek, met verskriklike nagevorsde inligting in, en weet jy wat, dis als relevant in die tyd wat ons nou lewe. Ek kan my skakel by my WhatsApp nommer 0722367124, of jy kan na my webtuiste gaan, https://javashua.co.za, soos hierbo. As jy die eerste keer dat jy na die reeks kyk, het die hele boek Openbaring gemis. Gaan na deel 1, Openbaring 1, deel 1, wel hy is die reeks is eintlik die Eufrat rivier en die boek Openbaring, gaan na deel 1, begin daarso. Dit is uiters noodsaaklik dat jy inteken, Engelsman sê subscribe, sodat jy ook die kennisgewings van die nuwe studies ontvang. Jy is verskriklik welkom as jy die eerste keer is dat jy na die reeks gaan kyk, deel dit ook met ander. Die volgende inligting is uiters noodsaaklik vir die mense wat vir die eerste keer kyk. Ons verenig seldig ons nie by die volgende instansies of groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israelite groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement. Ons is nie verwant aan enige kerk, denominasie of organisasie in die wêreld nie. Inteendeel is ons 'n eindtyd Bybelstudiegroep en ons funksioneer in die bo-natuurlike antieke Hebreëse name volgens the restoration of the original Sacred Name Bible. Die een van 1860 wat ene Dr. Joseph Briand Rotterdam dan uit 1611 King James Bible vertaal het in die Bybel in. Openbaring hoofstuk 22. Ons is by vers 6, ons nou net klaar met vers 6, of ons is nou net die laaste gedeeltetjie. Omdat u nou reeds weet dat vanaf vers 6 en verder, het dit niks met die gedeelte van Openbaring te doen nie. Wat ons reeds behandel het nie. U sal nou self sien hoe maklik word hierdie laaste gedeelte van die boek Openbaring vir u geopenbaar. Nou sê hy, kyk ek kom gou, vers 7, kyk ek dus, Javashua, kom gou, salig is hy en sy, want dis mans en vrouens natuurlik, deur wedergeboorte, né? Wat die woord van die profesie van hierdie boek bewaar. Welgelik salig is die man en die vrou wat die boek Openbaring bestudeer. Dis wat daar staan. Kyk ek, Javashua, kom gou, dis die parousia, die wederkoms aan die einde van Openbaring 3:22, wanneer die bruid gaan verheerlik word. Dis nie wegraping nie, wederkoms. Salig is hy en sy wat die woorde, die bo-natuurlike geopenbaarde woorde, van die profesie van hierdie boek, die boek Openbaring, verstaan. Omdat u vandag 2025 besig is om hierdie laaste gedeelte van die boek Openbaring te bestudeer, weet u verseker dat Javashua nog nie verskyn het nie, om sy bruid te kom haal nie. Halleluja, ons weet dit, dis hoekom ons hierso is. Want as dit sou wees dat Javashua reeds gekom het, sou ons nie hierdie uitsendings kon doen nie. Hulle sou dit onmiddellik alles blokkeer. Ons onmiddellik vervolg. Seker maak jy die merk op jou regterhand en voorkop. Daarom hierdie stelling in vers 7. Kyk ek, dis Javashua, kom gou. Onthou, ons het dit al gesien reg deur die boek Openbaring, tot daar by Openbaring 3 vers 22, aan die einde van die genade tydperk, die gemeente van Laodicense. Salig is hy of sy wat die woorde van hierdie profesie, hierdie geopenbaarde woord van Java, hierdie boek Openbaring bewaar. Enige persoon kan net iets wat sy weet bewaar. As jy nie iets weet nie, kan jy dit nie bewaar nie. Jy kan dit nie oppas nie. Jy kan dit nie koester nie, jy kan dit nie vertroetel nie. Omdat jy reeds tot die openbare kennis van die woord van Java gekom het, is jy nou in staat om sy profesie, naamlik sy woord, te bewaar. Ons bewaar sy woord en ons deel dit met almal wat moontlik oor ons pad kom. Hy sê in vers 8, en dit is ek, Johannes,
wat dit, alles wat in die boek Openbaring gesien en gehoor het, en toe ek apostel Johannes dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die voete van die engel van Jaffa, wat my hierdie dinge getoon het. Johannes bevestig net weer dat hy was wat alles in die boek Openbaring gesien en gehoor het. Dit was nie 'n oorvertelling en 'n oorvertelling nie, hy het dit gesien. Het u geweet dat die boek Openbaring van 34 na Jaffa, waar die Rooms-Katholieke Kerk gestig is, tot en met 1560, die tyd van protestantisme, nooit die boek Openbaring in 'n katholieke Bybel gehad het nie. Hoekom nie? Hulle vrees hom. Die Satan en die Katholieke vrees die boek Openbaring. Hoekom? Want dis die resepteboek wat alles vertel. Ek het dit al voorheen gesê, dis wat dit so interessant maak. Ons sit nou en terugkyk, hier waar ek nou met u deel in Openbaring 22, die laaste hoofstuk van die boek Openbaring, van die Bybel. Kyk ons in ons, en ek kan vir my eintlik sê, Prof, I told you so. I told you so. Ek het geweet. Hoekom? Want ons het alles wat ons hier praat, was reeds verduidelik deur die boek Openbaring. So wat doen Jaffa hier op die einde? Hy praat met hulle wat vandag op die aarde bly. Nou dis waar die grootste verwarring ooit gebeur het in die boek Openbaring. Want die pastore en die teoloë en die ouens en die professors en die dokters, hulle kon nie verduidelik. Hoekom word seker goed gebeur, die 7 seels is oopgemaak, die skaal is uitgegooi, alles het gebeur op die aarde, die ster Alsem het uit die hemel uitgeval, die water het in bloed verander, mense is ontdoof, hulle kop is opgesny en die wegraping, die Harpacho het plaasgevind by Openbaring 19 vers 7 tot 11 toe Jaffa sy voet op die Olijfberg opsit het en hy 'n wit perd gery het met 'n swaard, nie in sy hand nie, in sy mond, en saam met hom die bruid, ontelbare skare op wit perde saam met hom, dis die bruid, want net 'n koning ry perd, 'n wit perd, dis die simboliek. In die hemel is daar nie diere nie, nie een nie. Jammer om dit te sê, mami, tannie, jou kykie gaan nie hemel toe nie, en klein Sibi gaan nie hemel toe nie. As hy dood is hy dood. Want as daar 'n hemel vir hom is, dan is daar 'n hemel vir elke skaap wat geslag is, en elke bees wat sy lewe, en elke Kentucky hoender wat sy keel afgesny is. Verstaan nie waarvan ek praat? Hulle het nie ewig lewende siele nie. Hulle het 'n siel, maar hulle siel is in hulle bloed. Kry my boek, Die Mens, Siel, Gees en Liggaam. Graf, doodryk, hel of hemel. Ervaar al daai inligting. Dis 'n boek wat ek 13 jaar aan gewerk het, toe ek hom geskryf het. So, terwyl ons nou Openbaring 22 bestudeer, is dit 'n hervertelling. Dis 'n heruitnodiging wat Jaffa aan ons maak vandag. Wat nou, toe hierdie reeks begin het 'n jaar en 'n half gelede, het u nie geweet miskien wat in Openbaring aangaan nie. Nou verstaan jy elke vers en elke kom en elke punt. Verstaan ons dit? So nou kom Openbaring 22 en Vader Jaffa hoe kan ek sê, herbevestig dit wat reeds gebeur. En dis hoekom ek gesê het, u kan vir my sê, Prof, I told you so. I knew, ek het geweet, hoekom? Want jy die kennis opgedoen, hè? Johannes bevestig net weer dat dit hy was wat alles in die boek van Openbaring gesien en gehoor het. Johannes verduidelik verder dat toe hy alles gesien en gehoor het wat in die boek Openbaring geskryf staan, het op sy aangesig neergeval om te aanbid voor die voete van die engel van Jaffa, ons Vader, vers 9. En hy naamlik Jaffa se engel, vir my dis Johannes, hy het vir hom gesê, moenie voor my val en my aanbid nie, want ek is 'n medediensknegt van jou en van jou broeders en die profete, en van hulle wat die woorde van hierdie boek Openbaring bewaar. Aanbid Jaffa die Almagtige. Jaffa Shua alleen is aanbiddingswaardig.
Nie engele nie, nie mense nie, niks anders nie. Wat onmiddellik in hierdie versgedeelte opmerksaam is die feit dat hierdie engel van Jaffa apostel Johannes maan om nie te aanbid nie, omdat hy, naamlik die engel, ook net 'n medediensknegt van Johannes en sy broeders, die profete en elkeen is, wie die geopenbaarde bonatuurlike woord van die boek moet bewaar. En dis hoekom ek so eind is op die eskatologie. Ek is nie al een wat eskatologie studeer nie. Ja, daar's 'n klomp spookpredikers wat probeer, maar as hulle ook nie my boeke gehad het hulle nie geweet wat om te preek nie, né? So, want dis baie jare. Maar op die einde van die dag gaan dit oor die waarheid. En dit gaan oor elke Jafis, elke een wat 'n Jafis word, om hierdie woord te vat en te bedien. Ons het 'n klomp van ons pastore op die oomblik, wat hulle eie bedieninge op YouTube het, en op Facebook het, vanaand Facebook, want het is makliker van daar af. En dat hulle het groepies, wat hulle, en dis wat het is. Hoe dink u die evangelie oor die wêreld losgebars, in die tyd van Jafashua? Want hy vir sy disippels sê, gaan van huis tot huis en breek brood. Die brood van die ewige lewe. Nou sê die woord hierso, hy sê, in alles maan hierdie engel van Jaffa, ons elkeen wie nou na hierdie studie luister en deel, maar aanbid Jaffa, die skepper van hemel en aarde, en Jafashua, halleluja. Nou, hoekom? Want die wederkoms het nog nie plaasgevind nie. Hy het nog nie plaasgevind nie. Men nou daar die Botha met sy wegraping 23-24 September, hy het 'n massiewe wind gesluk. Hy sukkel nou nog om sy asem terug te kry, met die snert wat hy gepreek het, en die ander ouens wat saam met hom dit gepreek het, en geglo het. Jy sien, die Bybel sê, hulle kom soos die engel van die lig. As dit moontlik was om ook die bruid van Jafashua van spoor af te bring. Jy kan nie. Weet jy hoekom? Want ons voete is geplant op die rots van die eeue, Jafashua, vers 10. En hy, die engel, het vir my, apostel Johannes gesê, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek, dis Openbaring, verseël nie, want die tyd is naby. Nou as jy, ek dink nou vandag aan 'n skrif, as jy teruggaan na Daniël 12 vers, ek dink is vers 5 en vers 7, vers 5 en 9, 5 en 7, mag verkeerd wees, maar Daniël 12 vers, hy begin by 5 en ek dink dit is 7, of het mag dalk vers 9 wees, maar dit maak al nie saak nie. Daar sê Jaffa vir die engel Michael, verseël. Nie die boek Daniël nie, want dan sou hy in Daniël 1 vir hom dit gesê het. Maar dit wat in Daniël 12 opgeteken staan. Verseël die boek. Daniël 12 is 'n boek op sy eie. En die ouens traai hulle heel beste om 'n tydlyn te skep, om 'n tydlyn te bewys, en elke keer dan sluk hulle wind. Weet jy hoekom? Want hulle wil nie lees wat daar staan nie, want dit pas nie by hulle kerklike godsdienstige dogmatiek wat geskep was deur die Rooms-Katolieke Kerk nie. Ek wil maar weer sê, as jy die tydlyn wil hê, die 70 weke van Daniël, met ander woorde die 70 7-talle, wat gaan oor die 490 jaar, waarvan 473 jaar, 83 jaar klaargemaak het, tot sy einde gekom het toe Jafashua op die kruis gesterf het, en dan die finale verbondsweek, Daniël 9:27. Ek gaan juis nou, waar ons hier in Desember is, ek is juis besig met voorbereiding vir 'n kort reeks oor Daniël 9:27, omdat daar baie interessante inligting deurgekom het. Navorsing, dit gaan oor navorsing. Ekskuus tog, die keel raak maar so 'n bietjie droog. Goed, nou daar sê Jaffa vir die engel Michael, verseël dit. Hy sê baie sal dit ondersoek. Hy sê hulle die kennis vermeerder, maar hulle sal nie tot die woord kom nie. Want Jaffa sê, ek openbaar my, Jaffa ons Elohim. Hy sê ek, en dit is nie Java nie, dit is nie 'n W nie, dit is 'n V, Jaffa.
Hy sê ek openbaar my aan wie ek wil. Weet jy hoe maklik is dit dat Jaffa doen wat hy wil? Vergeet net vir 'n oomblik wat jou kerk jou geleer het en lees wat in die woord staan. Is al wat jy moet doen. Is al wat jy moet doen. Ek het nou al seker 1000 keer gesê, die naam Jesus kon nooit bestaan het voor die middel van die 16de eeu nie. Want in 1524 is die letter J eers geskep. En as jy na AI toe gaan, dan sê AI dit vir jou, so duidelik, maar niemand het nog ooit teruggekom en gesê, prof, jy is weer spot ongewees nie. En die goed preek ek al hoeveel jare. En nou het AI bygekom, en skielik antwoord AI, hulle vra en hulle kan dit nie, wil dit nie erken nie. So hulle wil eerder nie gaan kyk wat sê AI nie, want hulle is bang daai rekenaartjie wys hulle dogmatiek en leerstelling verkeerd. Vers 10, alright, ons net terugkom, so by Daniël 12, verseël Jaffa, sê hy vir die engel Michael, verseël dit 2 keer. Die mense sal die skrifte ondersoek, maar hulle kom nie tot die kennis nie. En in die eindtyd, dan sal hy dit openbaar. Nou vra ek weer, lewe ons in die eindtyd? Natuurlik. Ek kom al 58 jaar met studies in die eskatologie. Dit is nie om te sê hoe fancy is ek nie. Nee, my passie, dit is my lewe. En meeste van hierdie goed het ek bedien. En die mense wat my nie geglo het nie, omdat ons almal, al ons pastore en almal, was verblind deur ons godsdienstige dogmatiek. Ek meen die dag toe tydens my sê, die vader se naam is Jaffa, en die seun is Jafashua, toe sê ek, wat van Jesus en Jahwe? Verstaan? En ek het dit met minagting verwerp, maar ek is so dankbaar dat Jaffa tyd met my spandeer het, en my vrou, Pastor Rika. So as jy 'n vrou het wat saam met jou Jaffa dien, moet jy baie dankbaar wees. Vers 10, en hy die engel van Jaffa, het vir my apostel Johannes sê, moenie die woorde van die profesie van die boek Openbaring verseël nie, want die tyd is naby. Nou hierdie is een van die skrifgedeeltes wat my gedryf het om die boek Openbaring letter vir letter, komma vir punt, nie versie vir versie of woord, letter vir letter te instudeer, met kruisverwysings. Want ek, een van my pastore vroeër jare, toe ek 'n jong man was, toe ek met hom praat en vir hom vra oor die boek Openbaring, toe sê hy bly uit die boek Openbaring uit. Nou my pa self, pa Nick, hy was 'n verskriklike sterk woordstudent, maar hy het niks van Openbaring geweet nie. Hoekom? Want die kerk het nie oor dit gepraat nie. Die kerk het dit vir my, dit was 'n sonde om oor Openbaring te praat en te preek in die jong dae. So, wanneer ek dan met die pastoor praat, dan sê hy vir my, moenie in die boek Openbaring sukkel nie. Dit kan jou in 'n Bybelstryd sit, want die boek Openbaring is verseël. Die boek Openbaring is verseël. Hy het niks van Daniël gepraat nie. En wanneer ek dan een aand, nie lang daarna nie, miskien week, 2 weke daarna, dan lees in Openbaring 22 vers 10, heel per toevallig, soos wat Jaffa het uitgewerk het. Dan lees ek hierso die teenoorgestelde wat my pastoor vir my gesê het. En wanneer ek hom dan sê, maar die Bybel sê, dit is nie verseël nie, dan sê hy, bly steeds uit dit uit. Moenie met dit begin nie. Nou, ek is so dankbaar, ek was ongehoorsaam gewees. En dat ek gaan kyk het, en begin soek het, en begin navorsing doen het. Tot vandag toe nog steeds besig. Ons weet nie alles nie. Apostel Paulus kom hy sê, ons ken ten dele, ons profeteer ten dele, maar ons eendag ten volle ken, wanneer ons hom sal sien. En ons hom sal sien in sy heerlikheid en ten volheid. Ekskuus tog, ek moet maar net ou lekkertjie aan my kies insit, anders te bly my keel droog en dan sit 'n probleem, nee.
En dit raak vervelig as 'n kokkot. So die woord Openbaring 22 vers 10 sê die woord, dis nie verseël nie. So moet nooit dat iemand vir jou sê, dis 'n verseëlde boek nie. Moet nooit bang wees as iemand vir jou sê, jy gaan mal word as jy die eskatologie begin nie. Dis lekker om mal te wees. Jy sal onthou, toe ons die eerste sleutel, naamlik die boek van Daniël behandel het ek vir julle gewys volgens Daniël 12 vers 4 en 9, daar het ek dit geskryf. Ek het ons baie naby gesê 5, 6 of 9. Daniël, daar is die skrif, Daniël 12 vers 4 en 9, dat Jahwe magtig die hoofengel Michael beveer het met profesie van die boek Daniël hoofstuk 12 te verseël, volgens Daniël 12 vers 4 en 9, tot aan die einde van die tyd of die eindtyd. Halleluja. Ek is so bly ons lewe in hierdie tyd. Ek is so dankbaar, ons verstaan wat in die woord aangaan, in die eskatologie in hierdie tyd. En dis hoekom die studente, ek hoor van studente, nie een nie, hulle studeer tot watter tyd in die nagte, oor naweke in, want hulle sê, prof, wanneer ons met die woord besig raak, kan ons dit nie los nie. Daar's van die studente wat in fabrieke werk, ambagsmanne, en wanneer hulle etenstyd het, hulle sit en eet, terwyl hulle sit met die boeke. En weet jy wat gebeur? En terstyd maak Jahwe die deure oop, net so. En hy kry kans om die woord te saai. Hier in vers 10 beveel Jahwe ons Vader die engel om nie die woorde van die profesie van die boek Openbaring is, wat jy reeds bestudeer het te verseël nie, van die tyd van die wederkoms van Jahwe is naby. Halleluja. As ek so om my kyk, dan wil ek sê, dit kan nie baie lank wees nie. Dit kan nie baie lank wees nie. Jy weet, as die Joodse godsdienstige sê, 7 jaar. As president Trump sê, this is the final covenant, 7 years. Hulle verstaan nie. Hulle verstaan nie die eerste 1230 dae is 'n tyd van vals vrede. Hier is soveel ouens wat video's doen op YouTube. En dis hoekom ek 'n kort video gaan doen, nou, volgende week, as Vader die gesondheid spaar. Want hulle verstaan nie, Daniël 9:27 saam met Daniël 12 vers 11, Daniël 12 vers 12. Dus ek het gesê, ek het die grafieklyne, as jy dit wil hê, gratis, stuur my net 'n WhatsApp, prof stuur my die grafieke of die tydlyne, of die tydlyn grafieke, net soos u wil. Sonder Daniël 12 vers 11 en Daniël 12 vers 12, kan jy nie die tyd bepaal nie. O, die Bybel sê, hy kom soos 'n dief van die nag. Niemand weet nie. Niemand weet nie. Wat sê pastoor Raymond Lombard vir my, toe ek met die dag met hom praat? Nee, broeder, God alleen in die hemel weet. Toe sê ek snaaks, ek en al my studente weet. Toe druk hy die foon op my neer. Ek kom 2-3 keer probeer aan neer, en sy foon het net nie oopgemaak nie. Net God alleen in die hemel weet. Nou, hoekom gee ons die woorde? Hoe gee ons die woord? Hoekom sê hy in Daniël 12 vers 4 en 9? Hoekom sê hy, verseël dit tot aan die eindtyd? In die eindtyd sal hy dit openbaar. Weet jy hoekom? Want Jahwe kan nie op die wolke verskyn, voordat die bruid alles weet nie. Maar as omdat hulle nie bruid is nie, hulle is kerk. En weet jy wat, ek sê dit weer, die kerk gaan agterbly by die wederkoms. 500 mense, hierdie aan, Sondagoggend 10:00, 500 mense sit in die kerk. 10:00 gebeur die wederkoms, aan die einde van Openbaring 3:22. Gaan al 500 hierdie mense hemel toe, omdat in die kerk sit. Hulle is gelukkig as al 4 of 5 dit gemaak. Kom ons sê 10 uit die 500 maak dit. Hulle kom uit die kerk uit, die bruid, kom uit die kerk uit. Hy vat hulle weg. En dit is spesifiek dat jy in 'n kerk moet wees om bruid te wees. En ons behoort aan 'n denominasie, ons is Jahwiste, ons is bruid, wedergebore uit water en die Ruach HaKodesh, word verander uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam. 1 Korinte 15 vers 27 tot 58. Ons gaan hom tegemoet in die lig, ons word verander
by die wederkoms, die parosha van Jafashua, nie die wegraping nie. Hierdie ouens gaan deur die groot verdrukking. Hulle gaan die merk op hulle regterhand en voorkop vat, of hulle sal nie oorleef nie. Want Openbaring 13 vers 16 tot 18 sê, hulle kan nie koop of verkoop sonder die merk op die regterhand en voorkop nie. Hoe maklik is dit? Hoe maklik is dit? En wanneer ons na die strukture kyk en die goed wat in plek is, en dis waar ek oor 'n bietjie gaan kastels, in die reeks oor Daniël 9:27, nou in die vakansietydperk. Dis so 'n bietjie spesiale boodskappe wat ek vir julle gaan gee, vir die mense wat op vakansies is, en wat by die huise is, wat sit en vervelig is, wat die tuin klaar werk gedoen is, en sommer grappie. Want die tyd van die wederkoms van Jafashua is naby. En weet jy wat? Wanneer hy sê, hy kom soos 'n dief in die nag, 1 Tessalonisense hoofstuk 5 sê, vers 1 sê, hy kom soos 'n dief in die nag. En dan die volgende versie sê, maar julle broeders weet, hy kom nie soos 'n dief in die nag nie. Nou weet ek hoe intelligent kan 'n ou wees wat 'n dokter is, om die een versie te lees en te vergeet van die ander een. Amper soos Dani Botha wat Handelinge 2 vers 36 tot 41 quoteer, waar hy sê op die dag van Pinkster het hulle gekom en gesê, wat moet ons doen broeders? En nou preek Dani Botha, hy sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word, en dan bly hy stil, dan sê hy op daai dag is 3000 siele gedoop. Hy bly stil by die naam van Jesus Christus, tot vergifnis van hulle sonde. Want as hy dit preek, kan hy nie in die NG Kerke gaan sing nie, en hy kan nie by die ou apostels en die nuwe apostels gaan sing nie. Verstaan? So hy wil nie hoor van die naam, want in die hele Bybel was nooit iemand in Matteus 28 vers 19 gedoop of onderdompel in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie, want dit is titels. Jy sien, dan bly eerder stil, hy verkrag sy gewete vir 'n 2000 randjies of 'n 3000 randjies. Hoe jammerlik, hoe jammerlik, dat mense wat die woord moes gehoor het, wat die waarheid moes gehoor het, dit word van haar weggehou. En dan gebeur dit soos wat dit is. Niemand weet wanneer Jesus gaan kom nie. Nee, broer. Geen bruid storm sy bruidegom 12 uur in die nag nie. En hy sê, nou gaan ons trou nie. Sy weet, sy moet haar reg maak, sy moet haar hare doen, sy moet haar tande in haar mond kry, want baie slaap sonder tande in die nag. En sy moet ordentlik aantrek. Haar reg maak. Die bruid is besig, die bruid van Jafashua, nie die kerk nie. Die bruid wat gaan uitgehaal word, is besig om hulle voor te berei, om hulle bruilofskleed skoon te kry. Halleluja. Ons weet, hy sê, verseël nie die boek nie. Hy sê, want die tyd van die wederkoms van Jafashua is naby. Halleluja. En as ons so om ons kyk, en ek sien die goed wat nou in Israel aangaan, hoor jy, ek wil by jou 'n ding sê, dit verhaas die tyd, maar die ouens kan nog nie lekker tel nie. Hulle kan nog nie lekker tel nie. Hulle dink die ding wat nou gebeur is die finale vredesverbond. Nee, dis nie die finale vredesverbond nie. En niemand, ek hoor hoe praat die ouens, die YouTube boodskappe. Niemand wil sê, wie gaan in die tempel sit nie. Niemand het die guts om te sê, dis die Rooms-Katholieke paus. Hy is nie die antichrist nie. Hy is die peacemaker. Hy is die vredemaker. Hy is Pontifex Maximus. Hy is die Vicar of Christ. So, wat gebeur? Hy gaan in die tempel sit. Veronderstel vir 3,5 jaar. 1260 dae. Maar dan verkort Jaffa die tyd met 30 dae. En hierdie ander ouens kan dit nie verstaan nie. Want hulle kan nie 'n eenvoudige sommetjie maak nie. 7 jaar, 2520 dae. En dan vat jy Daniël 12 vers 11. Begin by dit. En trek jy dit af van 2520 dae. Wat is die verskil? Wat is die verskil? 1290 dae. Kom ek begin weer voor. Vat 2520 dae, Daniël 12 vers 11 is 1290 dae. Dan trek jy dit van mekaar af. Want die hele tydperk moet 2520 wees. So wat gebeur? Hierdie gedeelte moet 1260 wees, maar nou maak hy dit korter, want as jy die tweede gedeelte wat hy vir ons gee, 1290 dae aftrek, dan is hierdie gedeelte 1230 dae, 2520 dae. Maar, nou is die eerste 41 maande, nie 3,5 jaar nie, 41 maande. Daai tyd is opgebruik in vals vrede, terwyl die paus die offers gebring het. Kry die tydlyn, kry my boodskap.
Luister na dit wat ek vir julle gaan bring nou. Halleluja. Die tyd van die wederkoms van Jahweh is naby. En ek wil vir julle sê, as ek so om my kyk, en ek sien hoe die mense tot bekering kom. Hier's nou weer mense in Ierland geonderdompel, in die naam van Jahweh, tot vergifnis van hulle sonde. Daar was nou mense in Australië geonderdompel, in die naam van Jahweh, tot vergifnis van hulle sonde. Ek het hulle nog nooit gesien of by hulle gewees of enige iets nie. Ek het hulle gesê wat hulle kan doen, want hulle wil beklee word. En daar is nie 'n pastoor daar naby nie. Dit is amper so Sipora. Dit was Moses se vrou. En toe die kind gebore is, was hulle weg gewees. En sy is in die veld wanneer die kind gebore word. En dan moet sy hom besny. En sy vat 'n skerp klip. Daar staan die opdrag was, die manlike kinders moes besny word. Maar op die oomblik toe die kalf in die put is, toe vat sy 'n skerp klip en sy besny haar seun. Sy noem hom haar bloedbruidegom, wat 'n verwysing is na Jahweh in die toekoms. Ons bloedbruidegom. So, as daar mense in die buiteland is of enige ander plekke waar daar nie iemand is wat jy kan onderdompel nie, skakel my, ek sê vir jou presies hoe kan jy maak. Dis net so waardevol as wat dit 'n pastoor is wat verordeneer is of wie ook al. Of 'n Jahweh of wie ook al. Hy sê, moet die boek Openbaring nie verseël nie, want die tyd van die wederkoms van Jahweh is naby. En wat ek gaan doen, ek gaan net hierso stop. Nou wil ek hier vir huiswerk gee. Ek wil sê van vers 11, Openbaring 22 vers 11. Lees, maak jou eie studie. Maak nootuitjies. En volgende week as ons saam kuier, kom ons kyk, hoe het u die antwoorde in die beeldspraak gevind? Bid vir die bediening, bid vir beskerming op hierdie tyd wanneer mense op vakansies gaan en ry, dat hy hulle bewaar en beskik en beskerm en veilig terugbring. Maranatha. Jahweh kom weer. Halleluja.